hele wese sal sê, Here, wie is soos U? Van die magtelose red vir van die wat sterker as hy is, ja, die magtelose en die behoeftige van die wat hom beroof. Wie jy vandag jouself bevind nie, maar dalk jy vanoggend net dalk vir jouself sê, ek sal vanoggend die Here loof. Daar was in 'n paar plekke sê dat ek sal die Here loof vir sy weldade, ek sal hom loof vir wat hy goed gedoen het, vir die goed en die sleg. Vir 'n oomblik, daar wie staan, jy gaan oë toe maak, net vinnig, of jy aan die huis is of aanlyn is, vinnig vir jou oë toe maak, en net vinnig, vir Here sê, Here, ek dank U dat U 'n goeie God is. Here, dank U dat U my red, U my beskerm, Here, dat U my verlos. Partykeer moet ek dankie sê, voordat ek het sien. Partykeer moet ek dankie sê, Here, dankie dat ek verlos is, of vrygemaak is, of jy langer genees is, nog voordat ek het sien. Dankie vir die deurbraak voordat dit gebeur het. Romeine 4 vers 17 sê, call things which are not as if it already is. En beteken met ek in geloof sê, dankie, al kan nog nie sien nie. Abraham op pad, berg toe met sy seun, Isak vra vir hom, pa, wat gaan ons offer? Hy sê, seun, die Here sal voorsien. Dalk moet jy vanoggend net vir jou probleem sê, die Here sal voorsien. Kom aan kerk. Vir 'n oomblik, Here, dankie dat U voorsien. Dankie dat U deurbraak gee. Dankie dat U genees. Dankie dat U herstel bring. Ek weet nie waar jy self bevind nie, maar dalk vanoggend moet jy herstel nodig. Dalk vanoggend dat jy gaan jy deur klomp goed in jou lewe en jy het nodig dat God inklim en hy herstel bring, hy restaurasie bring, dat hy kom verandering bring. En vanoggend, Here, dankie daarvoor. Dankie daarvoor, Vader. Wie vir oomblik het daar wie is. Net daai uitdaging wat jy self beleef. Net vanoggend vir die Here noem nie. Net vir hom sê, Here, dalk is jou huwelik, dalk is jou finansies, dalk is jou besigheid, dalk whatever it might be. Dalk gaan jy deur 'n persoonlike krisis. Here, dankie dat ons weet, dat ek weet, Here, ek kan hierdie ding voor U bring. Dalk het jy net vanoggend nodig om met weer jou probleem te herinner dat jou God is groter as die probleem. Here is 'n goeie God. En daar is niemand, maar niemand soos U nie, Vader. Die woord skryf dat die Gees soek die aarde vol op en vind niemand soos U nie, Here Jesus. En ek wil bid vandag dat U sal in lewens instap, huwelike instap, probleme instap en dinge verander. Here, daar waar mense sê, is onmoontlik, is U moontlik. Here, daar waar dokters sê, dis dood, kan U lewe gee. Daar waar sielkundiges sê, it's dead, you bring life. En vanoggend, Here, mag U asem in situasies inblaas. Here, U gees van lewe in Jesus naam. Amen. Amen. Want jy mag sit. Nou is Vadersdag, geseënde Vadersdag vir jou. En ek het voorreg gehad om Vrydagoggend by Truitjieland te kan bedien. En ek open toe met drie vrae. Hoekom leef mans, of hoekom leef vrouens? Wag, kom ons kyk gou reg gou. Voor ek nou die verkeerde dingie so sê, dan gaan ek weer 'n pak slaag kry. Dan
Hulle vra, hoekom leef vrouens langer as mans? Iemand gaan jy kans vir gewag. Eerstens, hulle is nie met vrouens getroud nie. Tweedens, omdat hulle wil. En die tweede ding is, omdat, en ek gaan Engels vir jou lees, shopping doesn't cause heart attacks. Paying the bills does. Ag, ons is nog steeds lief vir vrouens. Nee? Maar dit is wonderlik weet jy mag vandag en ek wil gesels. Ons praat vandag, ons gaan aan met ons reeks oor God is in jou rommel, God is in jou probleme, God is in van pyn af na hoop toe. En ons praat vandag met jou oor bou wat voor jou is. Ons het laasweek vir mekaar gesê terwyl die slides op die bord vir ons kry. Het ons gesels oor God is jou rommel en dat rommel in jou lewe just because there's rubble in your life doesn't mean God is not present. Maar die vraag gevra, wat as die eintlike bewyse van God in my lewe die rommel is? Omdat hy al klaar begin het om dinge te skuif. En dis een ding om in die rommel te staan en God te vertrou, maar dis 'n ander situasie volgend om in die rommel te staan en te begin bou. Hallo? Want sien, God sal die rommel skoonmaak, maar daar's ook 'n stuk responsibility by my en jou. En ek wil vir jou sê dat God verwyder dit wat was, maar hy verwag van my en jou om te bou wat sal wees. Hoor mooi, gaan netjie terug asseblief. Ek sê God sal verwyder dit wat was, maar verwag van my en jou om te bou wat sal wees. Hoor gou vir my, ek sê dit baie, you are the prophet of your own destiny. Dit wat jy sê bepaal jou toekoms. Party van ons sit in 'n situasie, want my mond het nie 'n wag gehad nie. Ek weet nie, by my so is nie, of jou so is nie, by my het ek baie keer foot and mouth disease. Het jy dit al gehad? Voordat jy jouself kry, dan sê jy iets wat kon gebly het. Maar ons maak so my eie lewe ook. God begin verander en dan sê ek goeie wat kon gebly het en ek spreek dood uit oor my eie lewe. Maar ek wil vandag vir jou sê dat God vertrou jou met wat voor jou is. Blaai saam met Nehemia 3 toe, as jy jou Bybel het, Nehemia 3. En dan gaan 'n enkele paar verse vir jou uitlig. En Nehemia wys vir ons iets spelvol in die teks. Sien, nadat die rommel verwyder is, toe moes hulle begin bou. En bou is baie keer 'n moeilike proses, 'n uitgedrekte proses. Die slim ouens sal vir jou sê, as jy R5 budget, moet jy weet jy gaan R10 spandeer. Maar Nehemia kom die volgende, hy na die rommel verwyder is, kom hy en hy doen die volgende. Hy gee aan elke iemand, elke familie, of hy gee aan almal 'n deel van die muur. Hy gee vir hulle verantwoordelikheid in die muur, maar hy's baie slim. Hy doen dit nie net randomly nie, maar hy kom en hy gee vir hulle persoonlik 'n stuk van die muur en hy gee dit vir elke familie 'n stuk van die muur om te bou. En waar gee hy dit vir hulle? Wie ken hulle Bybel? Reg voor hulle huis. Hy kom en sê, luister die Pieter, jy bly daar so, ja, het res nou op live sê nie, jy bly daar in Bethlehem, en luister, ons gaan die muur herbou, chom, maar jy gaan bou reg voor jou huis. Dan kom jy by Johan en sê, Johan, daar waar jy bly in jou groot, in jou mooi huisie, jy gaan bou reg voor jou huis. Dan kom hy sê, Koert, maar daar waar jy bly, reg voor jou huis, gaan jy bou. En hy gee vir elke persoon 'n stuk om te bou, reg voor huis. Kyk gou die patroon, Nehemia 3, vers 9 tot 10. Nou ons luister, ek wil gou vir jou sê, ek is seker daarvan, Vadersdag was nog nie hier gewees nie, want ek die Bybel lees, ek kom agter, hierdie paas het vir hulle kinders weird name gegee. So ons lê uitspreek, verkeerd uitspreek, dis nie ons skuld nie. Party ouens het, hy sê, Rafaia, seun van Gur,
'n gesagvoerder oor die halwe stadswijk van Jerusalem, het 'n stuk herstel. Jedaja, seun van Groemaf, die volgende teenoor sy huis. Vers 23 kom hy sê die tweede deel was Benjamin reg oor hulle huise, 'n derde deel Asaria en reg voor sy huis. Vers 24. Hy sê die volgende stuk in die deel van Asaria se huis wat tot by die draai en ver tot in die hoek is herstel deur Benaja, die seun van Ganadad. Vers 29. En Sadok het die volgende stuk reg oor sy huis herstel. Sien wat ek sien? God kom en hy bring hierdie stuk van die muur. Hy sê nie vir hulle ouens die muur herstel en sê kom bou vir 'n stuk. Hy sê nee. Hy sê ouens, ons gaan die muur herbou, maar jy gaan bou reg voor jou huis. Hy bring dit aan 'n voordeur toe. En dis hoekom Nehemia 3 'n klomp plekke sê, hy sê reg voor sy huis, reg oor sy huis, langs sy huis, verby sy huis. Hy kom en hy maak dit iewers persoonlik. Want as ek vir jou sê, hoorie Paul, ons gaan bou, great. Waar gaan ons bou? Nee, daar, okay. En dan is dit soos, ek kan seker maar sê, toe ons die kerk moes 'n paar keer skoonmaak, en sê ek, manne kom help hy gou. Dan daag 3 manne op. Want ek het nie gebel en sê, hoorie Pieter, hoorie Alwyn, nee, jy vertrou, as God het, niemand het geweet, as ek gaan sê, ouens, kom ons gaan bou, dan gaan 'n derde van die dorp of van die land opdaag, en hulle gaan moet bou. En hy sê, nee, kom ons wees slim, kom ons gee vir hulle verantwoordelikheid. Ek wil vandag vir jou sê, God vra nie vir jou, om alles te herstel nie. Maar hy vra vir jou, om verantwoordelikheid te vat, vir dit, wat voor jou is. Dit is nie wat dit is. Dis dinge soos jou huis. Dinge is jou gewoontes, jou verhoudings, jou daagliks lewe. Hy sê, hoorie Jean, ek wil nie jy moet responsibility vat vir almal om jou nie. Vat eerstens responsibility vir jou huis, vir jou familie, vir jou verhoudings, vir jou daaglikse lewe. En dan kom Nehemia verder en hy sê, maar ouens, die ouens wat gaan bou, die onwaarskynlike bouer is jy. Jy is die ou wat gaan bou. So ek wil vandag vir jou sê, God vat die rommel weg, maar hy vra vir jou dat jy gaan saam met hom bou. Nehemia kom sê eers, hy sê, vat responsibility vir die stuk vir jou huis, en dan kom hy sê, nou het jy responsibility gevat het, nou begin jy bou. Ek my Evan, ek gaan nie lus om te bou nie. Ek wil nie, hoor gaan wat sê Nehemia, vers 1. Hy sê interessant wie almal gebou het. Hy sê vers 1, hy sê die hoëpriesters en die medepriesters herbou die skaapspoort. Vers 8 kom ons, en ons vind dat daar goudsmede was en salfmengers. Daai salfmengers in die Engels interessant was, hulle was perfume mixers. Mense wat parfuum gemeng het. Dit is nie altyd hierdie rowwe ouens, die goudsmid wat 'n rowwe, sterk ou is wat met goud kan werk. Dan kry die ou wat bietjie daar sit en hy meng mirre, al die lekker speserye. Jy weet, interessant, né? In plaas van al die rowwe manne. Vers 9 is daar 'n gesagvoerder en vers 12 'n ander gesagvoerder, maar ook kyk wie bou saam met hom. Sy dogters bou saam met hom. En in enkele verse verder, in vers 20-33, praat van nog goudsmitte, ander ambagsmanne, wat ander stukke van die muur klaar gemaak het. Priesters, salfmengers, regeringsamptenare, verkoopsmense, God het almal gebruik om die mure te herbou. Sien, ek wil vandag vir jou sê, God gebruik professionals, hy gebruik besigheidsmense, sakemense, maar God gebruik ook families. Hoor gou vir my. God gebruik al die mense, maar hy gebruik families ook. En ek wil vandag vir jou sê, jou beroep skei jou nie vir jou skepingsdoel af nie. Jou beroep skei nie vir jou skepingsdoel af nie, inteendeel, dit is deel van die muur. Jou deel, dis jou deel
van die muur. Sien, wat het al die bouers gemeen gehad? Al die ouens wat saam moes bou, hulle het gebou wat reg voor hulle was. God in Nehemia sê vir hulle, bou wat vir jou is. En ek en jy mis so baie keer presies dit. Ek en jy wil altyd elders vir God gaan bou. Ons wil altyd Indië toe gaan, altyd Taiwan toe gaan, altyd gaan bou daar waar ander plekke. Ek wil by Dries se huis gaan bou, ek wil by Cassie gaan bou, maar ek kan nie by my huis bou nie. Terwyl ek eintlik moet gaan bou, ons mis wat reg voor my eie voordeur is. Is nie so dat 'n plammer se huis altyd waterlekke het nie. Dat 'n bouer se huis altyd in mekaar uitval nie. Dat 'n mechanics kar altyd die slegste lyk. Nee, want ek mis wat altyd voor my is. Ek kan nie sê vir die dames nie, want die dames het dan vir hulle gee, want daarso is die vrouens wat die hare doen, hare altyd die mooiste. En hulle kan alself, maar ons manne, ons wil al die ander plek gaan bou. Ek gaan bou daar waar ek nie moet bou nie. Ek gaan bou dit daar by Koortshuis, want dit is makliker. Niemand meng in nie. En ek wil baie keer so iets vir God gaan doen. Ek wil baie keer eerder gaan Indië toe gaan of by ander mense gaan help. Maar ek ignore die rommel wat God tevore vir my uitgewys het. Die uitdagings by my eie huis. Die private kompromie wat ek aangaan. Die onkonsekwente dissipline wat ek mis. Ek gou om te sê, hoor die Harold daar by jou huis, eers my ou. Daar lyk my Jesus se bousak. Ek gaan kom help daarso nie. Ek's baie gou om 'n ander huwelik in te meng en te sê, "Jesus Jan, ek kan daar by jou inklim. Ek kan vir jou raad gee om jou vrou te hanteer, vriend." Maar minimaal ek die ranch, lyk my eie huwelik in die gemors. Dis eina of amen. Ek praat myself ook. Gevolg vir jy sê dieselfde God wat die rommel uitgewys het, roep my en jou tot verantwoordelikheid, tot responsibility. En toe Nehemia die mure van Israel herbou het hy nie professionals gekry om te bou nie, maar hy het iets meer powerful gemaak. Hy sê vir elke familie, hy sê, hoor die ouens, gaan bou reg voor jou eie huis. En ek is so baie maklik ander mense om te bou vir my en jou. Hoekom? Dit is makliker, dit is geriefliker, dit is nie so baie moeite nie. Ek sê baie keer vir ouens as ek hulle counsel, as jy so hard werk in jou huwelik, soos wat jy by die werk, dan braad ons maar aftree. As jy so baie tyd spandeer met jou kinders, as jy tyd spandeer met jou rugby of ander goeders, jou kinders gesond. Ons kyk so maklik ander mense om te bou vir my, want dit is soveel makliker. Nehemia kom en sê, ja, daar is rommel. Maar as elkeen voor sy eie huis begin bou, en as elkeen responsibility vat vir sy eie voorstoep, sal die stad veiliger wees. Sien, hoekom gee hy die responsibility reg voor hulle eie deur? Dis nie vir gemak of vir gerief nie. Hulle het geweet, die vyand gaan aanval, heel moontlik die aanval, waar dit die swakste is. Ek weet nie of jy weet nie, antieke oorloë het hulle, wanneer die vyand ingekom het, dis nie soos by ons, hulle kom saggies jou huis in, en kyk wat daar is nie, met 'n flitsie, weet, en sê mekaar bly stil nie, kyk vir die honde, weet, half en half, amper sê, gemanierd nie. Daai tyd, as hulle ingekom het hulle stad binne gestorm. En wanneer hulle gestorm het hulle die naaste iets wat vulnerable was, geplunder. En dit was 'n gejuig gewees. So Nehemia kom en hy sê, wanneer jy hierdie muur bou jy nie 'n muur nie. Eerstens, jy
beskerm jou familie. Hy sê, die vyand val nie eers jou buurman aan om jou te kom nie, hy val eers die plek aan vir die swakste. So as jou meer swak is, raai wat gaan aanval? By jou huis. Hy sê, as jy kies om swak materiaal te gebruik, as jy kies om swak werk te doen, en daai muur val moet jy weet, jou familie gaan eerste aangeval word. Hy maak dit persoonlik. Hy sê, ouens, hy gaan eers jou aanval, eers jou huwelik, eers jou kinders, jou gedagtewêreld, die vyand kom, hy val aan daar waar die swakste is. Lukas 10 vers 16 sê volgende, en ek wil gou dit vir jou vertel, mans en vrouens. Jesus kom en hy praat oor responsibility. Hy sê dat hy wat in die kleinste getrou is, sal ook in die groot dinge getrou wees. Mooi gou hierdie, hy wat in die kleinste dinge oneerlik is, sal die groot dinge oneerlik wees. En hy sê eintlik, sê hierso, dat as God nie kan vertrou met die klein goed nie, gaan jy nooit kan vertrou met dit wat groter as jy is nie. Here, hoekom sukkel ek so met A, B, C, D, want dalk kon jy jou nog nie vertrou met die bietjie nie. Jy het nog nie die mure om jou familie gebou nie, nog nie die mure om jou kinders gebou, of die wat jy gebou het, was swak geweest, want ek wil eerder gaan bou by Louis se huis. Dit is makliker, want my vrou gaan nie daar inmeng nie. Ek gaan nie daar kommentaar kry nie. Sien, ek moet besef, dit wat ons bou, beskerm meer as wat ons dink. Hierdie taak wat hy gee is nie net random nie, maar dit is strategic geweest. Hy kom sê, ouens, eerstens, vat verantwoordelikheid gou vir die stuk huis, of die stuk muur voor jou huis. En dan, as jy responsibility gevat het, moet jy begin bou. Want nommer 3, dit wat jy bou, beskerm nie die stad nie, dit beskerm eintlik jou familie, meer as jy dink. Want sien, as die muur vir jou huis swak was, is jou familie ontbloot. En daarom kom sê hy, bou voor jou huis, bou langs jou huis, bou oorkant jou huis, maak seker, dis veilig. Hy het geweet, as daai stuk se omval, meegee, wegval, breek, is jou huis onmiddellik die teiken, so jy gaan outomaties bietjie mooier bou, bietjie sterker bou. Ek gaan kyk, waar kan ek gou by Harold 'n stukkie steen steel, wat mooi as myne lyk, want ek wil 'n sterker muur as jy het. Laasweek gesê, ek kan nie op gebrande hout van die verlede bou nie. Maar ek gaan ook vandag vir jou sê, as jy nie behoorlik herbou nie, skep jy ook dieselfde kwesbaarheid oor en oor en oor. Party van ons is in 'n cycle waar ons heeltyd dieselfde uitdagings oor en oor en oor beleef. Want ek bou my mure om my huis, om my familie met 2de graad, 3de graad, 4de graad se boumateriaal. In plaas van om dit behoorlik te bou. Sien, een klein gat in die muur was al wat 'n vyand toe nodig gehad het om 'n stad in te val. Nie 10 gate nie, 1 gat. 1 onbewaakte plek op of in die muur is ingewees. Dit beteken my en jou geestelike dissipline gaan net oor my en jou nie. Maar het gaan ook oor my familie, my huwelik en my wêreld. Die rommel was oor wat God wou verwyder het. Maar die muur wat gebou is wat jy in jou lewe versterk. 'n Stad kan nie ingeval word oor 'n muur as 'n muur nie stukkend is nie. Dit word ingeval wanneer 'n muur stukkend en onbewaakt is. Een gap, een swakpunt,
een onbewaakte gaping. En as jy 'n Bybel het, wil ek vir jou 'n teks lees, 1 Petrus 5 vers 8. Sien, wat ek nie beskerm is so belangrik, want die woord sê vir my, die vyand loop rond, soos 'n brullende leeu, op soek na die om te verslind. Ek weet nie of jy al 'n leeu gesien het nie. Hier's ou erns in Afrika wat 'n paar mak leeu's het. En ek dink hy is heeltemal 10-4 nie, want as jy 'n leeu al gesien het, hy lek jou nie omdat hy dink jy's oulik nie. Hy lek jou en hy dink jy's 'n roomhuis. Dat ek later gaan eet. As jy in die wild kom en jy sien 'n leeu, roep jy nie, hey, kitty. Kom. Wat jy maak is, jy klim in jou kar, jy rol jou vensters toe en jy ry weg. Hoekom? Want hy leeu gaan vir jou eet. Want jy is sy kos. In die food chain is jy onder hom. Maar ek en jy, ons dink die vyand is 'n mak leeu. Kom. Ag, is oulik. Kyk, loop die leeu buitekant my erf rond. Kom ons nooi hom in. Laat die kinders met hom speel. En wanneer my kinders byt, is ek kwaad vir die leeu. Skiet die leeu. Jy het hom toegelaat. So eerstens, ek moet my muur reg bou, want sien, ek moet seker maak, sekere dinge moet buite my mure bly. Want wat jy nalat om te bou, word die plek waar die vyand ingang kry in jou lewe. Die areas wat God ontbloot in die rommel, is dieselfde plek wat God verwag dat jy sal herbou. God sê nie vir jou, hoorie Paul, jy moet vir my werk aan hierdie situasie, sodat jy kan gaan na Dries toe en sê, Dries, ek dink jy moet werk aan daai probleem nie. God sê dit vir jou, sodat jy kan daai muur, daai probleem regmaak, want hy weet, daai plek is 'n plek waar die vyand jou gaan kap. Matteus 4 is die woord, die vyand het Jesus versoek. Hy het nou weer staan en die woord sê, and he came again at a more convenient season. Die vyand toets jou nie en loop weg nie. Hy toets jou en oorwin hom, dan kom hy later terug op 'n meer geleë tyd. Sien, ek en jy sukkel baie. Ons ervaar die skoonmaak. Ons sien die rommel. Maar ons vat nie verantwoordelikheid vir die herbou van die muur voor my huis nie. Dis soos ons word bewus van die rommel om ons. Hulle sê as jy iets 9 keer sien, is gewoon daaraan. So jy gaan die eerste keer in die huis verby stap, jy gaan die sting in die venster sien, wat toe geplak het dieselfde tyd. Die tweede keer gaan jy sien en dink ek moet dit dalk fix. Die derde keer gaan jy wonder, ek moes dalk op pad sin toe. Hier by die 7de keer is 'n deel van reference. Maar ons gaan oor 'n aksie te nie, want baie keer ek en jy skei ons geestelik dus vleeslik. Hier was baie geestelik baie gaan raak. Het jy al gehoor ouens sê nee, ek is nie so 'n geestelike ou nie. Ek is nie eintlik daai tipe ou nie. Jy weet, ek kan met my hande werk, maar Jesus like it. Nee, moet nie vir hom te bid nie. Ek is nie daai tipe ou nie. Ons moet besef die herbou van die muur van Jerusalem. It was never ministry. It was life. Reg voor hulle voordele. Ek en jy skei ons kerk en ons werk. Nou ek wat nou gaan met Cassie gou die Hebreëus en die Grieks interessant. As jy nou Grieks en Hebreëus geleer het, ons dink kerk is geestelik, ons dink my gebed is geestelik, ons dink
as ek my Bybel lees, ek geestelik, as ek vir iemand 'n geldjie gee, is ek geestelik, maar my werk en my huis. Dis net lewe. Ek wil gou jou vat na 'n plek toe. In die Grieks, of ek sê die Hebreëus, in die Hebreëus is die woordjie vir work en worship dieselfde woord. God het nooit gebepaal dat ek en jy ons werk, ons kerk moet skyn. Hy het gesê, ouens, your work and your worship is the same, the very same thing. Maar ek en jy het geskei. Hier werk ek en hier kerk ek. Hierso lees ek Bybel en hier grawe ek gate. Hier bid ek en hier verf ek my huis. Hierso is ek besig, ons skei. Hoor gou hierso, Evan, jy lieg nou vir my. Nee. As jy regtig wil, kan jy Bybel gaan saam blaai onderstreep. Eksodus 34 vers 21 sê volgende, hy sê, en vir 6 dae lank sal jy werk. Die woordjie daar is die volgende woordjie, avodah. As jy wil mooi sê, ek het ooit die Hebreëse praat, sê saam met avodah. Okay, dit beteken jy sal werk. Dieselfde woord waar hy sê, in die sweet van jou aangesig, dieselfde gedagte. Selfde plek waar hy sê, ons moet werk, we will toil, avodah. Dan kom hy verder, en dan sê in Joshua 24 vers 15, hy sê volgende, ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat 'n woordjie daar in die Hebreëus? Avodah. Hy sê, ouens, jy moet verstaan, jou werk en jou kerk moet saam wees. Ek kan nie my geestelik en my fisies van mekaar skei nie. Because everything is supposed to be spiritual. Ons dink baie keer, ek gaan binnekort daar preek oor, wil ek 'n bietjie praat oor die liggaam, siel en gees, maar ons dink baie keer ek's 'n liggaam met 'n siel, met 'n gees. Jy moet verstaan, jy's 'n gees met 'n siel in 'n liggaam. Jy sien andersom nie? You were first created a spiritual being. En daarom moet ek besef, my spiritual life is not separated from my physical life, it's revealed in it. My geestelike lewe word gereveal in my fisiese elke dag loop. En ek en jy wil baie keer ons normale en geestelike lewe skei met mekaar, maar God het nooit bedoel om dit apart wees nie. Moet ek baie keer wanneer ek aan my huwelik werk, is dit nie geestelik nie. Of wanneer ek aan my kinders nie, ek moet net 'n bietjie gaan bid. Nou is 'n bietjie gaan bid. My vrou los my uit en ek gaan bid. Ek het nie aartappels skil nie, ek wil gaan bid. Ek kan nie nou help met ABC nie, ek moet eers gaan Bybel lees. Sometimes the most spiritual thing you can do is go home and serve your family. Iemand het my baie kwaad gesê begin van jaar toe ek sê ons gaan ankergroepe hardloop en ons gaan, maar jy mag net 2 aande die week by die kerk wees. Hoekom, Ewan? Want jy het ook 'n familie en jou eerste familie is eers jou kerk, is eers jou familie. Your first church is first your family. Jy kan die hele wêreld vermag vir die Here, maar jy kan jou familie verloor. En ek so tuig in my hart, 'n slim oom in die dorp en van gaan sê, Ewan, eendag gaan God vir jou vra, nie wat jy gemaak met die kerk, en vir jou vra wat jy gemaak met jou vrou, jou kinders, en dan vir jou vra wat jy gemaak met die kerk. Pizza? Die muur was nie gebou in die tempel nie, hy was gebou op die sypaadjie. Jy moet baie mooi hoor. Jou aanbidding word nie gemeet aan hoe hard jy vanoggend sing nie, maar eerder met hoe jy maandag die boustene vir jou lewe dra. Elke dag het jy uitgestap uit die dorp uit hulle huis uit, en hulle die rommel gesien, die responsibility gesien. Hulle kon dit nie ignoreer nie, hulle kon nie spiritualize nie, al wat hulle moes doen was, hulle moes bou.
Hulle moes bou. Ja, maar wat is nou ons mure? Wat is jou muur vanoggend? Jou muur vanoggend kan enigiets wees. Jou muur kan wees hoe jy onder druk reageer. Jou muur kan wees wat in jou huis toelaat. Hoe jy familie lei. Hoe jy jou lewe lewe want niemand kyk nie. Sien ek nie met verstaan, God het my nie geroep uit die rommel uit dit geroep nie. Hy het my ook geroep tot responsibility. En ek kan hier staan en ek kan wag dat God die rommel in my lewe uit verwyder, maar ek ook besef dat God het vir my responsibility gegee om ook daarna te begin bou in my eie lewe voor my eie huis. Paul, wil jy nou vinnig voorkom van klavier speel asseblief? In week 1 sê ons dat God het verwyder wat nie dan moet wees nie. Maar die week sê ons vir mekaar die volgende: God roep my om te bou wat moet staan. Jerusalem was nie beveilig omdat een nou alles gebou het nie. Maar hy is beveilig omdat almal iets gebou het. Ons almal wil die wêreld vermag, ons almal wil hê die wêreld moet 'n beter plek word. Ek sien die week sê ek vir 'n klomp studente dat ons land is tans 87% Christians. Dis scary. Maar ons sien dit nie in ons wêreld nie. Hoekom nie? Want ek verwag dat 'n ander ou moet regmaak wat stikkend is in my lewe. Of ek wil eerder by Jean gaan bou. Ek kan vir Jean by Jean, is Tom, nee, jy moet nie so lewe nie, my ou. Meanwhile back at the ranch is ek die ou wat moet ook verander, maar ek wil nie by my verander nie, want dit is moeiliker by my. Dis makliker om te gaan sê vir Johan, luister Johan, daar by jou plaas, jy melk verkeerd, ou. Jy moet so melk. Of wat ook al. Wat interessant is oor bouwerk is dat 'n oop ruimte het baie potensiaal. Nee? Jy kan daar staan en sê, "Jy's hierdie stukkie grond, ek gaan hierso vir my 'n double story bou." En ek gaan die beste gebruik. Man, ek gaan 5 garages hê en ek gaan sommer 'n klomp dinge doen. Maar hy het baie potensiaal, maar hy het net soveel sy kwesbaar. Want sien, as ek nie gaan begin bou op 'n bousite nie, wat gebeur? Iemand kom dan weer rommel op hy erf. Iemand anders te kom bou, miskien daar vir hulle 'n shack. Dan word ek kwaad. Die potensiaal is great. Maar die probleem is, as niks gebou word nie, sal dieselfde rommel of dieselfde pynhoop weer terugkeer. Gaan kyk gou vir my by 'n plek wat lank leeg staan. Wat gebeur? Hy val in mekaar in. Hier so op pad Ryds toe. So 'n plek wat leeg gestaan het, né? Nee? En dan was 'n Loudas of iets gewees of 'n winkeltjie iets gewees. Toe jy aankom en nog 'n dak gehad. Hy het okay gelyk. Daar's bygery so 'n maand en 'n half terug, toe sien ek maar het ek's amper heeltemal mekaar geval. Ons praat oor responsibility. Ons praat oor responsibility volgende en ek wil vir jou vra voor ons net klomp goedes begin noem. In jou eie lewe. Noem gou of dink gou in jou hart die gedeelte wat jy vir jou hart weet ek aan moet werk. God praat al lank met jou en sê vir jou, hoor die Harold, jy moet nou begin. Nee, wag Here, ek gaan eerder daar by Sally gou 'n paar dinge regmaak. Dit is baie makliker by haar huis. Haar rommel is baie makliker as my rommel. En dalk is dit vandag jou huwelik. Dalk is jou muur wat jy moet herbou, jou gedagtes. Dalk is jou muur jou dissipline. Ek coach donderdag 'n company en ons help met 'n paar gestruktureer en so voort. Ek sê vir ouens,
My grootste pitfall is selfdissipline. Ek is baie keer 'n impulsiewe ouetjie. Ek kan my raad vra. Hulle gaan saamstem. Dalk is jou plek waar jy moet bou selfdissipline om nee te kan sê vir jou lewe. Dalk is jou muur leierskap in jou huis. Whatever it might be, dalk jou integriteit. Jy kan nie bou wat jy weier om te erken nie. Maar ek wil jy beskerm dit wat jy nie voor responsibility vat nie. En ek praat vandag met mans en vrouens volgend. Want sien, soveel as die mans moet bou, het die vrouens ook gebou. Het dogters ook gebou. Het seuns ook gebou. En ek weet nie wat jou muur vandag mag wees nie, maar jy staan vandag and God removed the rubble. En nou jy begin bou. En nou moet jy bou. Maar ons weier om te erken. Ek lewe half in denial. Ek is in denial oor die hout in my erf. Ergens gaan die hout verdwyn. Nee. Maar klaar, begin bou. So ek moet nou daai hout begin vat. Iemand kry met af te skuur hierdie week. En dan dat klaar bou en die res wegstuur en verkoop en weggee of wat ek wil doen. Hoekom? Ek kan dit los. Weet jy wat gebeur as jy bou rommel en die goed daar los ook? En dan begin ek ignore, haar kom tussenin. Klomp goed. Slange en rotte en wanneer ek begin bou, ek vat responsibility vat vir my huis. Dis nooit lekker om te begin bou, maar as jy begin bou, kom jy agter, man. As jy terugstaan en sê, ek het hierdie muur ek gebou. Maar nou ons is mos so, ons staan vir ding en sê, ek het hierdie gebou. Dis my huis gewees. Sien jy daai dak wat so is? Ek het hom so geverf. En dan koop Harold my huis en dan verf 'n ander kleur. Ek kan nie glo Harold het hy so geverf nie. Dis 'n joke. Ek moet begin responsibility vat. Ons wêreld val mekaar uit want ons vat nie meer responsibility vir die huis en die mure om ons huis nie. Ek wil hê oom Donald by my huis kom uit sorteer, oom Donald asseblief my vrou uitkom sorteer asseblief. Praat met haar oom Donald. In plaas van gaan sit self Ewan en praat self met jou vrou. In COVID was so 'n grappie gewees. Waar mense gesê het, want agterkom het actually 'n baie nice familie. Dis sad. Ons kom agter 80% van my berading met couples kom ek agter dat wanneer daar probleme is die probleme, ek ken nie my maatjie nie. En ek weet nie om te kommunikeer nie. Nommer 3, ek het gekies om te verwaarloos. Ek gaan nou sê, manne, vergewe my hiervoor. Dieselfde dame wat by jou werk so flirt, wat jy dink is beter as jou vrou. As jy dieselfde hoeveel aandag aan jou vrou gee, gaan jy sien sy ook so begin reageer. Sorry. Dis maklik om te sê, dalk moet ek gaan bou. Kom ons gaan bou by Lodie se huis. Lodie, ek gaan by jou huis kom bou. Ek dink, in plaas van my vrou en my kinders, Brian, Jane en Michelle, kom ons gaan bou. Kom ons bou saam met die muur reg. Kom ons herstel gou hierdie muur. Nee, kom ons, wat weer van 'n escaping mentality. Ons wil net wegkom, ander plek gaan bou. Ons ignore hierdie stukkende muur. Eie lewe ook. Wil ek nie responsibility vat vir my aksies nie. Responsibility vat vir myself. Dissipline. My eie meer, my eie gedagtewêreld en so voort. Volgend is die vraag. God het dalk die rubble kom remove uit jou lewe uit. Of hy dalk kom wys volgend of laaste week, hierdie laaste 2 weke in jou lewe. En dit lê voor jou huis. En as jy uitstap
in die oggend, dan sien jy, hier lê 'n gemors voor my huis. Die vraag is, gaan jy responsibility vat? Nommer 2, as jy gedoen het, gaan jy self begin bou voor jou eie huis. Nommer 3, gaan jy dan sê, ek besef, ek moet hier reg bou, want wanneer ek hier bou, beskerm ek my familie. En gaan jy besef, wanneer ek daar bou, it's worship. Dis ook aanbidding. Om my huwelik te werk, om my kinders te werk, is not non-spiritual, it's actually a very most spiritual thing you can do. Om dalk te sê, vir 'n seisoen lank gaan ek net aan myself fokus en myself regkry. Single people, sometimes, Andy Stanley sê volgende, hy sê sometimes, or not sometimes, become the person you are looking for is looking for. It's baie moeilik, hoor mooi. Become the person you are looking for is looking for. Beteken, as jy 'n goddelike vrou soek, mans, help dit jy gaan soek aan die bars nie. 'n godly vrou gaan daar wees nie. Soek aan die kerk. Dames, as jy 'n man soek wat na jy gaan kyk, finansiëel, help jy gaan soek om by 'n plek waar almal Spandalburg is nie, in die dobbelhuis nie. Daai man spandeer geld. Weet jy wat ek vir jou sê? Maar saam met dit, wil ek ook myself gesond kry. As ek 'n gesonde maatjie wil hê, moet ek ook gesond wees. And sometimes, the most spiritual thing you can do is look after yourself first. Want die woord sê, wees lief vir jou naaste soos vir jouself. Staan saam met my, die voete. Dalk volgende jou hand op jou bors en sê, Here, ek vat responsibility. Here, ek vat verantwoordelikheid vir die bou in my lewe. Ek vat verantwoordelikheid, Here, vir my familie. Ek vat verantwoordelikheid vir dit voor my huis, om seker te maak, ek sal reg bou. Here, ek sal ophou om te dink, dis nie geestelik, wanneer ek aan my familie begin bou nie. Vader, ek bid volgende in die plek, dat U sal instap, en Here, in families, in huwelike, instap en restaurasie bring. Ek bid, Here, vir single mense, ek bid dat Here sal begin bou daar waar U vir hulle wys om te bou. Vader, ek bid dat ons sal net ophou dinge spiritualize en besef ek moet responsibility vat. Here, en dit wat U vir my gewys het, begin bou. Begin regmaak. Here, vergewe ons die plekke, die tye waar ons in plekke net substandard gebou het. Here, ons wil nie meer die vyand plek gee om in my lewe te kom, Vader. Vergewe ons die tye waar ons die leeu ingelaat het in die erf en vir leeu kwaad was, Vader. Here, help ons om die vyand uit te hou. In Jesus naam. Amen.